Baie welkom by vandag se episode van Leeflig. Die jaar is nou vinnig besig om teen 'n einde te spoed. Hulle praat mos van silly season. En dit is so, ons almal hardloop onsself silly om alles gedoen te kry voor die Desember vakansie. Ek het gedink om nou maar ook af te sluit met ons tema rondom geestesgesondheid. Ek vertrou regtig dat jy meer attent sal wees in die toekoms op jou eie geestesgesondheid en selfsorg. Want op die einde van die dag kan niemand so goed na jouself kyk soos wat jy na jouself kyk nie. Onthou net as jy van die inhoud hou, om asseblief te subscribe op YouTube en dankie vir al die positiewe terugvoer wat ek ontvang het. Ek is regtig dankbaar daarvoor. En ek is bly as dit iewers vir iemand kan help. Nou hierdie is deel 1 van 2 waar ek gesels oor uitbranding. Wanneer jy voel, jy is net op. Dalk gepas dat ons gesels oor uitbranding, waar baie van ons dalk baie moeg voel aan die einde van die jaar. Ons hoor deesdae nogal baie van uitbranding. Ons lees oral daarvan in artikels, ons hoor dit in werkswinkels, ons sien dit op sosiale media. Dis amper asof dit 'n modewoord geword het vir moegheid. Maar dis belangrik om te sê, uitbranding is nie net moegheid nie. Dis nie net ek het 'n lang week gehad nie, of ek korte naweek weg nie. Moegheid is wanneer jy rus nodig het. Uitbranding is wanneer jy nie meer weet hoe om te rus nie. Moegheid sê, ek is uitgeput. Uitbranding sê, ek is op, ek het niks meer om te gee nie, ek voel leeg. Moegheid kan jy herstel met slaap of 'n vakansie. Uitbranding vra vir ernstige aanpassings, wanneer dit kom by jou ritme en jou verwagtinge en selfs ook jou identiteit. En dit is ook oor 'n lang termyn. Jy moet leer, dis wat ek en jy moet leer, om vandag so te leef op 'n manier wat ons môre sal dra. En dis nie net emosioneel nie, dit is ook fisies. Want weet jy wat gebeur wanneer jy uitgebrand is dat jou brein is oorlaai. Jou kortisol vlakke is besonder hoog. Jou konsentrasie, jou slaap, jou immuniteit, alles lei daaronder. Jy voel nie net moeg nie, jy voel dood. Jy is soos The Walking Dead. Nou, jy het miskien nou nog nooit daaraan gedink nie, maar uitbranding is nie iets niets nie. Dis nie iets wat eers in hierdie era van e-posse en Zoom-vergaderings en WhatsApp-groepe ontstaan het nie. Die Bybel is vol voorbeelde van mense wat ook uitgebrand was. Nie net fisies nie, maar emosioneel en selfs geestelik. Dink maar net aan mense soos Moses en Elia, Jeremia, wat net nie meer kon nie. Mense wat een oomblik was hulle op die kruin van geestelike oorwinning en die volgende oomblik het hulle in 'n grot gaan wegkry. Nou, ek vind dit nou nogal ironies dat uitbranding dikwels kom na 'n groot hoogtepunt in 'n mens se lewe. Nou Carey Nieuw in sy boek I Didn't See It Coming deel sy ervaring rondom uitbranding waar hy ook op die absolute kruin gestaan het van sy loopbaan. Hy het sy droom bewaarheid om by North Point in Amerika, by Andy Stanley se kerk, een van die grootstes in Amerika, te gaan praat. So dinge kon net nie beter wees in sy lewe nie. En dan, wanneer sy voete die grond tref in Kanada waar hy bly, krak hy. Hy sê vir 8 maande het hy omtrent net geslaap. Hy kon net nie normaal funksioneer nie. En dit kan
of dit het dalk ook al met jou gebeur. Waar jy op die kruin was, jy het op die wolke geloop, maar dan gebeur die onverwagse. Jy kom aarde toe met een hengse slag en jy kan nie verder nie. Jou wiele val af. So as jy vandag voel, jy is nie net moeg nie, maar jy is leeg. Jy voel op soos ou brood, dan is hierdie boodskap vir jou. En dalk sê jy vandag, ek het nie hierdie boodskap nodig nie. Dan is ek super bly vir jou. Maar bære dit. Jy mag dit dalk later nodig hê. Of dalk ken jy iemand wat dit vandag nodig het. Dalk jou kind, 'n kollega of 'n vriendin. Stuur dit aan. So om mee te begin, is ons dit eens, dat uitbranding is niks niets nie. Maar wat wel verander het, sedert Bybelse tye, is die tempo en die geraas. Ons leef in 'n wêreld waar jy 24/7 beskikbaar moet wees. Waar jy jou waarde meet aan produktiwiteit. Hoe produktief is jy? En waar rus amper soos 'n sonde voel. Ek wil jou vandag nooi om saam met my te sit. Dalk met 'n koppie tee of koffie, dalk net vir 'n paar minute en eerlik te luister. Want dalk herken jy iets van jouself in hierdie storie. Ek onthou die oggend toe ek wakker geword het met 'n moegheid, wat nie net in my bene gesit het nie, maar in my hele wese. Dis nie die gewone moegheid wat jy met 'n goeie nagrus kan afskud nie. Dis 'n moegheid wat soos 'n swaar kombers op jou skouers lê, wat jou asemhaling stadig maak en wat jou gedagtes dof maak. Ek het probeer om op te staan, my voete op die koue vloer gesit, maar dit het gevoel asof ek deur modder stap. Elke beweging is stryd, elke taak 'n berg. Dis toe dat ek besef het, hierdie is nie net moegheid nie. Dis iets dieper. Iets wat stadig, amper onopsigtelik, my lewenslus uitgedoof het. Jy ken moontlik daardie gevoel. Wanneer jou liggaam begin protesteer. Dis asof jou spiere begin fluister, ek kan nie meer nie. Jy word wakker, maar jy voel nie uitgerus nie. Jou oë is swaar, jou kop klop met 'n dowwe pyn en selfs die eenvoudigste take om jou tande te borsel of jou hare te kam of jou bed op te maak voel soos marathonwedloop. En jy begin ook meer siek word. Verkoue wat nie wil wyk nie, 'n hoes wat bly hang, jou eetlus verander. Party dae eet jy byna niks, ander dae soek jy net trooskos, iets om daai leegheid te vul. Slaap raak 'n stryd. Jy lê en jy draai en jou gedagtes maal, of jy word elke oggend wakker, maar te vroeg, met 'n hart wat klop soos 'n voeltjie vasgevang in 'n hok. Dis nie net moegheid nie, dis jou liggaam wat rooi ligte flikker. Jy voel uitgeput. Nie net fisies nie, maar tot in jou siel. En jy begin agterkom dat jy nie meer energie het om te doen wat jy altyd geniet het nie. Selfs dinge wat jou vroeër laat glimlag het, voel nou soos take op 'n lys wat net langer en langer word. En jy probeer aanhou. Jy probeer sterk wees, maar jou liggaam sê vir jou, stop, luister, iets is nie reg nie. En dan, amper sonder dat jy dit agterkom, begin jy jou belangstelling verloor. Dinge wat jou vroeër opgewonde gemaak het, 'n nuwe boek, 'n uitstappie saam met vriende,
Selfs jou gunsteling musiek voel nou vol, kleurloos. Dis asof die wêreld sy glans verloor het. En jy kyk daarna deur 'n venster wat met mis beslaan is. En jy voel so apaties. Jy voel so onbetrokke, asof jy deur die bewegings gaan sonder om regtig daar te wees. En jy begin vra, maar wat is die punt? Hoekom probeer ek nog? Die dinge wat jou vroeër laat lag het, laat jou nou koud. En jy voel net so afgesny. Nie net van ander nie, maar ook van jouself. En hierdie verlies aan belangstelling, moet jy mooi hoor. Dis nie luiheid nie, en is ook nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dis die hartseer van uitbranding. Die gevoel dat jy nie meer kan gee nie, dat jy net leeg is. Jou tenkie is net leeg. En jy begin jou onttrek, en jy sê nee vir uitnodigings, en jy vermy gesprekke. Jy voel asof jy eintlik in 'n kamer sit waar die ligte stadig dof word. En jy weet nie hoe om dit weer aan te skakel nie. Iets wat dikwels saam met uitbranding kom, is die drang, vreemd genoeg, om alles te beheer. Jy begin dink as jy net harde probeer. As jy net alles perfek doen, sal dinge regkom. En jy maak lysies, en jy beplan elke minuut, en jy probeer elke moontlike fout voorkom. Maar hoe meer jy probeer beheer, hoe meer voel dit asof alles so uit jou hande glip. Perfeksionisme word as te ware jou skuld teen die wêreld. Maar dis 'n skuld wat swaar is om te dra. En jy raak vasgevang in die idee dat jy nie mag faal nie. Dat jy altyd alles moet reg doen. Dat jy nie mag wys jy is moeg of oorweldig nie. En hierdie einste behoefte om alles te wil beheer is soos om water in 'n mandjie te probeer dra. Hoe harder jy probeer, hoe meer glip dit deur jou vingers. En die gevolg daarvan is jy raak dan al hoe meer angstig. En jy voel asof jy nooit genoeg doen nie. En dan begin jy jou eie menslikheid te ontken. En jy gee nie meer vir jouself die ruimte om te rus of te herstel nie. En dis nou die gevaar van perfeksionisme. Dit word 'n valstrik. En jy raak absoluut vasgevang in 'n siklus van selfverwyd en uitputting. En dan is daar die stemmetjie in jou kop. Die een wat altyd fluister dat jy nie goed genoeg is nie. En dan begin jy jouself vergelyk met ander. En jy sê vir jouself, kyk hoe goed in hulle. Hoekom sukkel hulle nie so nie? En jy sien net jou eie tekortkominge. En jy vergeet van al jou suksesse. Jy raak jou eie hardste kritikus. En jy hou jou foute onder 'n vergrootglas. En jy straf jouself vir elke klein misstappie. En dan begin jy glo dat jy nie waarde het nie. Dat jy eintlik nie verdien om te rus of te herstel nie. Nou, hierdie skewe denke is soos 'n spieël wat jou hele beeld verdraai. Jy sien nie meer die goeie in jouself nie, net die dinge wat jy glo verkeerd is. En jy raak dan so vasgevang in 'n kring van selfkritiek en elke dag voel jy minder werd. En jy vergeet, jy's net 'n mens. Jy vergeet, jy hoef nie alles reg te kry nie. En jy vergeet om vriendelik met jouself te wees. Om jouself dieselfde deernis te gee
wat jy so maklik vir ander gee. Met uitbranding kom daar dikwels 'n gevoel dat jou emosies oorneem. Jy raak vinnig geïrriteerd. Jy het 'n kort lont. Klein dingetjies wat jou vroeër nie sou pla nie, laat jou nou ontplof. En jy voel asof jy het nie meer beheer oor jou reaksies nie. Jy huil maklik, jy raak kwaad, jy voel skuldig oor jou uitbarstings. Dis asof jou emosies soos golwe oor jou spoel en jy het nie meer krag om teen hulle te swem nie. Hierdie absolute prikkelbaarheid wat jy ervaar, is nie omdat jy 'n slegte mens is nie. Dis absoluut die gevolg van uitputting. Van te lank sterk probeer wees. Jou senuwees is op. Jou senuwees is rou. Jou geduld is op. Jy voel asof jy eintlik so op die randjie staan, nê? En enige stootjie kan jou laat val. Wat jy eintlik soek, is jy verlang net na bietjie rus, na vrede, en 'n oomblik waar jy net kan asemhaal, sonder om te voel, jy moet veg. Een van die hartseer gevolge van uitbranding is die impak op jou verhoudings. Jy begin jou geliefdes afstoot, nie omdat jy nie omgee nie, maar omdat jy nie eintlik meer die energie het om te gee nie. Jy raak kort af en jy trek terug en jy is buiterig en jy sê dinge wat jy nie bedoel het nie. Jou gesin en jou vriende en jou kollegas, almal voel daar spanning. En jy voel skuldig, en jy wens jy kon anders wees, maar op baie oomblik, jy weet net nie hoe nie. En sodoende raak verhoudings soos toue wat so begin uitrafel. En jy voel geïsoleerd, alleen in jou stryd. Jy wil verduidelik, maar woorde voel ontoereikend. Hoe sê jy vir mense, ek is regtig moeg, ek is doodmoeg. Jy hoop iemand sal raak sien wat jy deurgaan, maar jy is eintlik net te moeg om te vra vir hulp. Jy verlang na koneksie, na iemand wat net stil by jou kan sit en sê, ek sien jou, ek hoor jou, jy is nie alleen nie. En ek wil vandag hier jy moet weet, hierdie storie is vir jou. Jy wat dalk vanaand nie kan slaap nie. Jy wat voel jy moet alleen alles dra. Jy wat wonder of jy ooit weer sal lag soos vroeër. Jy wat jou eie waarde bevraagteken. Ek praat met jou. Nie met 'n anonieme gehoor nie. Ek sien jou. Ek hoor jou. Ek verstaan jou. Jy is nie alleen nie. Jy hoef nie alles self te dra nie. Jy mag maar vra vir hulp. Jy mag rus en jy mag weer begin. Uitbranding is nie 'n teken van swakheid nie. Dis 'n teken dat jy te lank sterk probeer wees en te veel verantwoordelikheid op jouself geneem het. Dis nie die einde nie. Dis 'n uitnodiging. Dis 'n roepstem om te sê, rus. Om aanpassings in jou lewe te maak en om weer te onthou wie jy is. Wat jou laat lag. Wat weer vreugde in jou lewe bring. En in deel 2 gaan ons praat oor presies dit. Wat doen jy wanneer jy op daardie punt kom? Wat doen jy wanneer jy nie weet waarheen nie? Ek wil jou nooi
Sluit gerus by my aan vir deel 2 en indien hierdie boodskap vir iemand anders bedoel is en vir iemand anders van waarde kan wees wat jy ken, stuur dit asseblief vir hulle aan. Tot volgende keer. Onthou, leef lig.